Geliefdes, hartlike goeiedag. Wonderlik is dit nie om in God se diens te staan nie. Voordat ons vandag verder gaan, kom ons luister na die volgende liedjie. En ek wil hê julle moet mooi luister wat hy hier vir ons sing. Wat 'n pragtige sang. Sukkel ons nie maar baie keer ook om daai vergewe nie. Sukkel ons nie maar ook om ander te vergewe nie. Maar ons weet, in ons God is daar vergifnis. Kom ons raak stil voor die Here. O God, wie se wil alles oorwin. Daar is geen groter vreugde as om troos in U te vind en in U diens te staan nie.
U is die al in alles. En al die vreugde wat ek het U vir my gegee. My beker tot oorlopends toe vol. In alles is ek met U wil meer as tevrede. Wat dit ook al mag wees, sou ek my eie besluite mag neem, wil ek dit eerder aan U oorlaat. Want U wysheid is grensloos, my God. Ek juig wanneer ek dink dat alles tot U beskikking is. En vol vreugde geniet ek U besluite. Dan word my gebed 'n lofprysing. En al wat ek kan doen, is om U te vereer en te loof. Wat sal ek U kan gee, vir al die seëninge wat U elke dag aan my gee? Ek is in 'n stryd, en wil graag iets teruggee. Ek wil U graag iets in ruil gee, maar het niks om aan te bied nie. En kan slegs juig, omdat U alles doen. Niks in die hemel of op aarde kan U eer deel nie. Uit my eie kan ek niks doen om U goddelike naam te verheerlik nie, maar deur U genade kan ek my siel en liggaam met vreugde aan U oorgee. Ek weet dat U geloof bewek en dit tot uitvoering laat kom, dat dit verlossingswerk net aan U behoort, dat elke goeie daad of gedagte wat ek mag hê, die gevolg is van U. Die gevolg is van U wil om dit te doen, sodat U daardeur vreugde kan put. O God, dit is verstommend dat mens so baie oor sy eie skepingsvermoë en goedheid kan praat, terwyl ons soos die duiwel self sou wees. U ons nie elke oomblik weerhou het om soos hy te word nie. Ek het dit deur bittere ondervinding by U geleer. U, my koning, is in beheer. Vader, wees met hierdie boodskap vandag. Neem my uit die prentjie uit, dat ek net die spreekbuis kan wees. Vader, seën elkeen wat hierna luister, en lei hulle, behoed en bewaar hulle. My God, aan U kom al die eer en lof en seën toe. In Jesus se kosbare naam bid ek dit alleen. Amen. Geliefdes, my boodskap gaan oor seisoene. As ons in 2 Timoteus 4 gaan kyk, die 21ste vers, die A-gedeelte, beywer jou voor die winter kom. En as ons kyk na 22, mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Nou beywer jou voor die winter kom. Maar elke mens ervaar geestelike seisoene in ons lewens. Lente, somer, herfs en winter. En elke seisoen, elke geestelike seisoen is baie nodig vir ons geestelike groei. Ons kry nie net somervrugte soos perskes en appelkose nie, maar ook wintersvrugte, soos lemoene en hartjies. Vir die lemoene en hartjies om ryp te word, is dit nodig om winter te word. So gaan ons ook deur verskillende seisoene in ons geestelike lewens. Soms voel ons dat God naby aan ons is, en ander tye dat God baie ver van ons af is. Soms voel ons God verlate, soos die psalmdigter Dawid in Psalm 22 vers 2 skryf. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van my woorde, van my gebod. En die prediker self in sy boek skryf ook daarvan. In Prediker 3 vers 1. Predikers praat self in sy boek dat daar tyd is vir alles. Prediker 3 vers 1. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Geliefdes, juist daarom moet ons elke seisoen in ons lewens
ontvang as 'n geskenk van die Here en elke seisoen beskou as 'n leerkurwe in ons lewens. Die mens van ons tyd is nie so naby aan die natuur soos ons voorouers nie. Die wisselendheid van die seisoene het 'n impak op ons daaglikse lewens. As dit warm word, skakel ons die ligreëling aan. En as dit koud is, dan skakel ons verwarmers aan. Ons ondergrondse verhitting, ondervloerse verhittings, of ons gaan lê voor 'n kaggelvuur. Ons het ons voorkeure en afkeure van seisoene. Ek hou byvoorbeeld baie van die winter, my vrou weer baie van die somer. Ek besef dat die meeste mense waarskynlik die negatiewe sal verwag as dit winter as 'n metafoor aan geloof gekoppel word. Wanneer ons vandag winter en geloof met mekaar verbind, sluit dit in die regte. Dit sluit dit vir ons in 'n rigting van 'n kaggelvuur en die nadenke oor ons lewens en God. Geef 'n skop jou skoene uit en terwyl jy na die eindelose vlamme kyk, vra ek jou om saam te dink oor wat dit beteken om in God te glo. Verbeel jou, jy sit voor 'n kaggelvuur. Laat jou gedagtes net vir 'n oomblik gaan. Ons het almal wintertye in ons geloof nodig. Maar hierdie seisoen het ook 'n manier om op 'n baie ander vlakke van mense se lewens homself in te warm. So baie mense sit vandag eensaam en alleen, omdat hulle lewensmaat deur die dood weggeneem is, of erger nog, deur die hardheid van 'n egskeiding van hulle maat weggeskeer is. In so 'n geval is die winter baie erger. Want as jy deur hierdie winter gaan, met jou maat aan jou sy, is dit soveel meer draagliker. Nou kan dit egter voel asof jy buite in die sneeu is, met geen beskerming nie, geen baadjie nie. Hoe koud gaan 'n mens nie dan hê nie? Dink aan kinders sonder ouers, of selfs ouers sonder kinders, mans sonder vrouens, vrouens sonder mans. Dit voorspel nie net winter nie, maar ook storms met ysige haal en ryp in die winde. En soos ons weet, kom die groei van bome, gras en plante tot 'n stilstand en lyk dit asof dit dood is. Ons mis die diertjies en die voeltjies. Maar selfs hulle is in voorbereiding vir hulle nuwe seisoen. Maar alles is daarom nie net negatief as dit by die winter kom nie. Daar is een positiewe ding wat ons buite rekenskap laat. Terwyl die vrugtebome lyk asof hulle dit nie gaan maak nie, en ons dit kan maar afkap en uitbrand, is hulle wortels besig om dieper in die grond in te dring. By die aanbreek van die volgende seisoen sal daardie bome sterker geanker wees en gereed wees vir 'n swaarder vrag, om 'n swaarder vrag te dra as die volgende seisoen aanbreek. Die diertjies wat in hulle winterslaap is, gaan met vernuwe krag en ywer hulle nuwe seisoene verwelkom. As ons as mens onsself ook net so kon sterker maak in ons winterseisoene, met gedagtes aan die lengte wat op pad is, sal ons met vreugde kan deurbreek in ons nuwe seisoen. Daar is een ding waaroor ons almal kan saamstem. Dit kan nie vir altyd winter bly nie. Laat ons nou maar met ons jassies loop, ons stewels en misse dra. Dit is gepas om dit nou aan te hê. Maar so seker as wat die aarde draai,
sal die seisoene ook verbygaan. En sal die vreugde van die nuwe seisoen weer met ons wees. As daar nie 'n winter is nie, sal die hele kringloop van die natuur en seisoene chaoties wees. Winter is nie net 'n afseisoen nie, maar ook 'n seisoen wat onsself gereed maak. Onsself weer vind om vir die nuwe seisoen. Dat ons onsself kan regmaak vir die nuwe seisoen. Nou, hoekom is daar seisoene? Die winter. Ons beweeg ook deur seisoene, al is dit nie altyd lekker nie. Daar is spesifieke, onskeibare seisoene in ons lewens. As ons kyk na winter spreek in 'n sekere sin van geleenthede wat verbygegaan het, kanse wat verspil is, deure wat toegemaak is. Die winter in ons almal se lewens is soms baie sleg. Veral wanneer jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of deur emosionele trauma moes gaan. En dan is party winters natuurlik baie kouer as ander. Die ys teen die ruitte maak ons soms dat jy nie eers uit die bed uit wil opstaan nie. Dat jy nie eers jou kop van die kussing af wil oplig nie. Jy het 'n los my uit houding. Dat jy net jou kop wil toetrek en wil terugsak onder die koperse in. Maar een ding wat ek al geleer het, is dat daardie winterseisoen in ons lewens nie God se wil is nie. Maar hy laat dit toe om ons beter en sterker te maak. Dat ons wortel dieper in die grond kan ingaan vir daai vrug wat ons gaan dra as ons volgende seisoen aanbreek. Sodat ons soveel meer 'n verskil kan maak in sy koninkryk en die uitbreiding daarvan. Net so seisoene jaar na jaar kom en gaan, beleef ons dieselfde veranderinge in ons lewens. Geliefdes, dwing jouself om uit die bed uit te klim. Lag, omdat jy nie nodig het om gras te sny nie. Moenie net negatief dink nie. In die somer is dit planttyd, onkruid uittrek en gras sny. In die winter, bakkebrou, lekker sop kook, lekker stews maak, want dit verwarm ons mos van binne. Nou kom die vraag, hoekom winterseisoene? Hoekom is wintertyd nodig? Alles gaan dan dood. Die gras word droog en verbrand. Plante word gesnoei. En dit is alles sodat daar nuwe lote, nuwe vrug kan wees. Dat hulle nuwe vrug kan voortbring. Ja, snoeityd is seer. Snoeityd is eina. Dit is ook hoekom ons deur winterseisoene moet gaan. Ons moet soms doodgaan in onsself en gesnoei word om beter vrug te kan dra. Die wonderlike nuus vandag is dat elke seisoen 'n begin en 'n einde het. Is jy dalk in die koudste winter wat jy nog ooit ervaar het? Miskien kyk jy nou na die koue winter in jou lewe en vra jouself af, maar hoekom? Weet net, geliefdes, dat die koudste winter gaan veroorsaak dat jy beter vrug kan dra. Dit is seer om gesnoei te word, maar bome wat daai seer deurgaan, dra beter vrug. Die lente moet ook aanbreek. Binnekort gaan ons ook die nuwe lente bloeisels sien uitkom. Dis 'n tyd wat die mense sommer weer lus kry om nuwe dinge aan te pak. Jy beplan jy wat jy die somer in jou tuin gaan doen. Jy sien jong klein groen blaartjies. 'n opgewondenheid vlam in jou op. Jy sien ook sommer weer kans
om te begin oefen. Dit klink vir jou, of die voels, met groter vrymoedigheid en vreugde die nuwe dag aankondig. Ons merk 'n verandering in die natuur op. Dit word vroeër in die oggendlig. Die krampige greep van die winter is verby. Is besig om te verslap. Die feit dat ons binnekort nog 'n somer gaan binnetree, is alles dinge en alles binne God se plan. Dit moet ons baie opgewonde maak. En nie net omdat sommige somerpaai op pad is nie, maar elke dag en elke seisoen is opnuut 'n bevestiging van God se woord en sy beloftes. Het God nie beloof dat hy ons nie alleen sal los nie? En omdat God so getrou na ons omsien en vir elkeen omgee en lief het, behoort dit vir ons ook opgewonde te maak oor elke ander belofte van God. Vir baie mense is die verandering van seisoene maar net 'n natuurlike gebeurtenis. Dit is mos hoe dit moet wees. Vir my persoonlik bring dit baie opgewondenheid. Want dit bevestig net weer eens aan my dat God vertrou kan word en dat God alles doen wat hy beloof het hy doen. Daarom het die woorde van die profeet Jesaja so inspirerend wanneer hy profeteer in Jesaja 42 vers 9. Kyk, die volgende dinge het gekom en nuwe dinge verkondig ek. Voordat hulle uitsprei, laat ek julle dit hoor. God weet, nuwe dinge bring nuwe energie, nuwe uitdagings, maar ook nuwe oorwinnings. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig om die dinge wat verby is te los waar dit hoort in die verlede en liewers te fokus op die pad wat vir jou voorlê. Ons weet nie wat môre inhou nie, so ons kan net vir vandag leef. Leef voluit vir vandag. Geliefdes, die somer breek ook aan, soos in die natuur, maar ook in ons geestelike lewens. Begin 'n nuwe seisoen. Vrugte begin uitkom. Hoe lyk jou seisoene? Dalk goed soos liefde, vertroue, respek, stabiliteit in jou lewe, samesyn, gebed, geld. Dra jy vrug? Wanneer ons weet wat God se wil is dit maklik om versoekings in ons lewens te staan. Dit help ons om ander gelowiges ook te ondersteun en te bemoedig. So kyk na Filippense 4 vers 13 en 14. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Jy sien, ons moet deur verdrukkings gaan. Psalm 119 vers 10 en 11. Ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Herfs is 'n baie besonderse tyd in die natuur, maar herfs het ook 'n geestelike betekenis en waardes in ons lewens. Mag hierdie gedeelte jou vandag help om te verstaan as jy 'n herfseisoen tans beleef. Alle dinge in die natuur verander, ook ek en jy, en die seisoene van ons lewens. Geliefdes, omhels verandering. God is daar in ons dorheid, die nuwe begin, die vrugbaarheid en in alle veranderinge van kleur van ons lewens. God het 'n plan vir elke seisoen van jou lewe.
Ons moet vertrou dat hy weet wat die regte tyd is vir die verandering van ons lewensseisoen en leer om ons in elkeen van hulle te verbly. Sien, die winter moet waai, die winde moet waai, om daai ou blare en gewoontetjies af te waai, sodat Vader kan snoei, sodat nuwe bloeisels kan uitkom. Sodra die seisoen gereed is, sal die bome aan hul vrug erken word. Die herfs van jou hart is ons seldsame seisoen van rypheid en kalmte. Herfs is die tyd van geestelike rypwording en vervulling, wat uitloop op rustigheid en vrede in ons gemoed. Die herfs is so pynlik eerlik, omdat elke oortollige blaar, hoe mooi ook al, afval, tot ons ontbot en nederig voor God staan, naak. In die herfs is 'n mens net wat jy is, 'n nietige mens, geheilig in die bloed van die lam. Die tekens is duidelik. Die vrugtetyd is verby. Daar kan dalk nog enkele navruggies in ons bome wees. Die blomme het afgeneem en tekens van groei en lewe is maar min. Die blare verkleur en val af. Die eerste teken van koue verskyn. As ons gaan kyk in Job 29 vers 4. Soos ek was in my herfsdae, toe die verborgenheid van God oor my tent was. Job het ook deur 'n herfsttyd gegaan. As ons gaan kyk in Spreuke 20 vers 4. In die herfs ploeg die luiaard nie, en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie. Besin so bietjie oor die herfsttyd in jou lewe, geliefdes. As jy daaraan dink aan die volgende stellings. Dit is daardie tyd in jou lewe wanneer dit vir jou voel dat jou lewe 'n sekere opsigtelike manier afwaarts begin beweeg. Dit lyk of dinge agteruit gaan en jy nie meer in alles so stewig in die saal sit nie. Dis asof jy nie meer in beheer is van alles nie. Dis asof daar 'n geestelike afkoeling by jou is en jou lewe nie so vrugbaar soos voorheen was nie. Jy voel droog en leeg en ondervind selfs 'n gebrek aan ywer en entoesiaste. Op geestelike terrein probeer jy nog jou verantwoordelikhede nakom met 'n goeie roetine, maar sonder die vreugde en die passie van vroeër. Geliefdes, dit is nie dat jy die Here nie meer liefhet nie, maar jy is nie meer so bewus van sy teenwoordigheid nie. Dit kos ekstra volharding en inspanning om op dieselfde geestelike hoogtes as voorheen te handhaaf. Jeremia 8 vers 20. Die oes is verby, die somer is ten einde en ons is nie verlos nie. Jeremia 46 vers 17 die B-gedeelte. Hy het die bepaalde tyd laat verbygaan. Daar kom tye in ons lewens, sulke herfsoomblikke, wanneer daardie goue deur vir oulas nog vir ons oopstaan, daardie spesiale geleenthede nog vir ons wag, tye wanneer daar dinge is wat ons dringend moet doen, en indien ons dit nie doen nie, ons nooit weer daardie kans daarvoor sal kry nie.
daardie ou laaste kans. As ons kyk na die verhaal van Maria. Maria het 'n groot geleentheid raak gesien en aangegryp. Toe sy gekies het om by Jesus se voete te sit, in plaas daarvan om vir Martha te gaan help. Maria was nie lui nie. Sy het net daardie spesiale oomblik onderskei en aangegryp. En niemand sou dit ooit van haar af kon wegneem nie. As ons gaan kyk na Jesus in Getsemane, die disippels wat geslaap het 'n geleentheid gemis om te sien hoe Jesus se sweet soos bloeddruppels op die grond val, terwyl hy gebid het. Hulle het gemis om te hoor hoe hy tot sy Vader bid. Hulle het gemis om te sien hoe die engele hom opwek en hom versterk. Hulle het dit vir altyd gemis. Die geleentheid sal nooit weer daar wees vir hulle. Spesiale geleenthede wat aan ons gebied word, om aan iemand wat ons nodig het, een of ander bewys van ons sorg en liefde te gee. Herfs verteenwoordig ook soms daardie tye wanneer die Here op die een of ander manier met ons praat, 'n opdrag gee, restaurasie doen en heel maak. Die vraag is, wat maak ek en jy met die opdragte van die Here wat in ons lewe, wat hy vir ons in ons lewens gee? Dit kos ekstra volharding en inspanning om dieselfde geestelike hoogtes as voorheen te handhaaf. Volharding is die antwoord, geliefdes. Wanneer jy die gang van jou seisoene verstaan, sal die Here ook vir die seisoene in jou lewe kan dank. Sal jy hom kan dank. Onthou, dit gaan ook verby. Bly by die Here, al hoor jy hom nie, en al is jy nie bewus van sy teenwoordigheid nie. Hy is daar. Hy het ons nie verlaat nie. Benut geleenthede en oop deure. Dit kom dalk nooit weer nie. En dit kan dalk net daai oomblik wees wat jy dit gaan mis. Dit is oké om nie altyd in beheer te wees nie. Want God is in beheer. Kom ons fokus in hierdie tyd, maar ook wanneer jy in jou herfsttyd is, om jou persoonlike en geestelike lewe te bewees. En die asomrowende herfs omskep die natuur in 'n briljante skadu van oranje, geel en rooi. Party is warm en aangenaam, ander is nie. Party van die dae in ons lewens is so pragtig, soos prentjies, so prentjie pragtig soos 'n kalender so prentjies. En tog is daar dae en omstandighede wat ons hartseer veroorsaak. Koue doodsbedens van 'n geliefde, wat diep gevoelens van wanhoop, boosheid en bitterheid in ons lewens bring. Ek is seker dat een of ander tyd het ons gedink dat dit sal lekker wees om in 'n land te bly wat gevul is met dae van perfekte seisoene, waar ons wit gekleed voor God die Vader gaan staan. Sy naam sal groot maak, verheerlikte liggame sonder koue, sonder pyn, sonder lyding. Gedurende 'n perfekte wintersdag kan die sneeu die berge en strate bedek. Lente het reinige reën uit die reën gebring en 'n ontploffing van groen geklede lewens, bloeisels en nuwe lewe. Ons het ook seisoene in ons lewens, geliefdes. Miskien lyk jou omstandighede vandag nie so rooskleurig nie. Miskien oorweeg jy dit dalk om hierdie wedloop te laat vaar
hierdie wedloop waarop ons is. Toe Paulus in die tronk gesit het hy rede gehad om op te gee, maar hy het nie. Hy het vir ons geskryf en vir ons gesê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Sien jouself as 'n lewende offer vir God, geliefdes. As jou tentwoning op aarde afgeslaan word, sien dit as 'n stap nader om vir ewig by God te gaan inwoon. Wanneer die winterseisoen diep in ons binneste aanbreek, is daar verskillende verhoudings waarom ons dit kan benader. Ons kan daarteen opstand kom, dit probeer ontken, of dit heeltemal of daaroor kla. Party probeer voorgee dat dit 'n somer is, deur strandklere te dra, of ander front voor te gee, maar in hulle binneste is dit bitterkoud. Kan daar ook rykdom in die wintertyd wees? Kan mens 'n vorm van diep vreugde ervaar te midde van die winterkoue in jou lewe? Dis verrassend dat Paulus skryf in Romeine 5 vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons verheug ons in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid wek. En Petrus bevestig dit in 1 Petrus 1 vers 6. Daarom verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder allerhande beproewings. As ons die winter nie ontken nie, maar dit eerlik en oop tegemoet gaan, ontsluit ons dalk 'n verrassende skatkis. Die gawes wat opgesluit is in die winter, sal jou asem wegslaan. Wanneer dit winter in jou hart is, gaan met vrymoedigheid na die genade troon van God. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. God is die enigste een wat werklik verstaan en wat medelee het. Deur ons verbintenis deur Jesus deel ons in sy rykdom, wat hy uit die winterskatkis haal. Ons ontdek goud, silwer, suiwer goud, maar ons geloof is kosbaarder as goud. Jy ontdek dalk volharding, jy ontdek dalk geloof, die egtheid van jou geloof, jy ontdek dan hoop en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou swaar tyd. So ons gaan kyk in Romeine 5 vers 1 tot 5. Versoening met God en vrede deur die geloof, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid wek, en die lydsaamheid beproefheid, en die beproefheid hoop, en hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Daarom moet ons in elke seisoen van ons lewens nuuskierig wees, wat God in jou lewe wil bewerk en wil doen,
Ek moet my geestelike lewe voor God as 'n wonderlike reis beskou. Ons verstom staan oor hoe God in ons en deur ons werk. So lyk elke mens se lewe anders as die ander. Ons is verskillend gevorm deur die seisoene waardeur ons gegaan het. Geliefdes, koester jou lewensboom. Koester die kenmerke van jou wonde. Dit het jou die mens gemaak wat jy vandag is. En om 'n wintermode mooi af te sluit, trek jou winterstewels aan. Dit stel jou in staat om op te staan uit jou mismoedigheid en ander mense saam met jou op jou reis van jou lewe te kan ontmoet. Staan vas in jou geloof, groei in jou geloof, want alle seisoene het 'n einde. Alle seisoene kom tot einde en 'n nuwe een breek aan. Waar staan jy vandag? Waar staan ek vandag? Is ek in winter of is ek in somer? Word ek gesnoei? Of gaan ek in my seisoen in om vrug te dra? Maar net by God sal daar vrede wees. By God alleen kan ons verseker wees dat ons nie alleen is nie. Kan ons verseker wees dat God met ons is. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die nagmaal. Die nagmaal is 'n instelling wat vir ons gegee word deur Jesus. En dit word ons opgeskryf in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wyse 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telke vernuwe word. Dis 'n gedagtenismaal. Die Here het met die instelling van die nagmaal vir ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Is ook vir ons 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dis 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Is ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagtinge. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Die nagmaal, geliefdes, is 'n vreugdefees. Hoewel ons as gemeente hom met veel ywer erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrug van sy lyding, sy sterwe en opstanding in ons deel. Om nou die volle seën van hierdie nagmaal te kan ontvang, is dit ook nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie, soos wat die waarskuwing vir ons ook opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus. Ons Here Jesus Christus. Neem, eet.
Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy bloed gegiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar, dat deur sy kruis en opstanding die straf van ons sondes gedra het, en so vir ons die voedsel en drank van hierdie ewige lewe geword het. Ons dank U, dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U, dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus, en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei, in die regte geloof, en 'n innige gemeenskap met Christus. Ons bid U, dat U deur die werking van die Heilige Gees, die goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Geliefdes, ek wil vir ons afsluit met gebed, en dan weer vir ons 'n liedjie speel. Ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek kan bid U in waarheid en in gees. Vader, bekleed my vandag met die volle wapenrusting, sodat ek weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In die naam van Jesus Christus bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van die duisternis, en elke bose mag in die lig, wat vandag teen my staan. Ek beveel alle bose magte om hulle werkings onmiddellik te staak, en beveel hulle om in die naam van Jesus, om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Vader, ek gord my lene vandag met die gordel van waarheid. Ek trek die borswapen van geregtigheid aan. Ek sit die skoene van vrede aan my voete, vir die bereidheid van vrede. Ek sit die skild van geloof op, waarmee ek die vurige pyle van die bose kan afblus. Ek trek die helm van verlossing aan. Ek neem die swaard van die Gees op, die woord van God. Vader, bo alles, bekleed myself vandag met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is, soos geskryf staan in Kolossense 3 vers 14. En bekleed julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En Vader, gee aan my die wysheid, die insig en verstand, om vandag 'n goeie kruisman vir U te kan wees, omstandig te kan bly, en om my seisoene met oop arms te verwelkom, want ek weet dat U in elke seisoen aan my werk, dat U in elke seisoen daar is, en my nooit sal verlaat nie. Vader, Jakobus 4 vers 17 leer my, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van ons al wegvlug. Vader, ek onderwerp myself aan U, neem my lewe, laat U daardeur heers. Ek bid dit alles in die kosbare naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, genade en vrede van ons God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Do you feel like Bart won out, wandering in the desert, or feel like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS.
a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal Oewe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counsellors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076 479 7517, or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan, 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN, 079 261 1332. Evangelist Kobus Smith, yes, he's in the West Rand, 079 509 3306. And then there's Pastor Barry in Primrose at 074 089 7849. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So contact us right now.